hy's aan. Kan julle my nou hoor? Sjoe, ek moet omtrent teen die ding asemhaal. Daar is 'n versoek vir CBS 27381. Die alarm is bietjie deurmekaar vanoggend. Hy het seker nie sy Weet-Bix geëet nie. CBS 27381. So ek weet nie of dit vir jou, as dit nou 'n vrou is, mens moet sê is jou rooi kar. Moenie vir my die nommer gee nie. Hulle weet nie watter soort motor dit is nie. Is die eienaar, weet die eienaar wie dit is? Beter met syfers as ek. Ek herhaal CBS 27381. Kan asseblief kan gaan kyk, watter motor is dit wat bietjie, sy alarm is nie lekker nie. Wel, baie welkom almal môre. Die wind is bietjie woes vanoggend, maar ons is almal hierso. En kom ons begin die voorsang. Baie hartlik welkom hier. Ook aan die mense van Herberg gaan see. Is altyd lekker om te weet. Ek ken al 'n paar van hulle. En dis lekker om te weet, hulle luister ook vanoggend saam met ons. Kom ons begin vanoggend se diens en natuurlik julle weet die selfone moet afwees, nee. Anders is dit maar baie hinderlik. Ja, en onthou die diens word opgeneem. Ja, en julle het gesien, julle kan kersies aansteek. Ons eerste lied is lied 393, middelpunt van ons verlange. Ons sing daar 3 strofes. Lied 519, strofe 1 tot 4. Wees stil en weet, ek is die Heer. Thank
Lied 530, strofes 1 tot 3. Al praat ek mense of engele tale, die lied wat vir ons so wys wat is eintlik belangrik. Lied is lied 396, strofes 1 tot 3. Aanskou die heiland, sien die kruis. Ons volgende lied is Vlam 41, sing daarvan strofes 1 tot 3.
3, 4, stroef is 1 tot 2 daarom. Dankie vir 'n wonderlike samesang. Goeiemôre vriende. Welkom vanoggend hier. Dis lekker om saam met julle hier te kan wees. Ons begin vanoggend met ons afkondigings. Daar julle sal sien bediening missionaal. Ons sien die Gideons wat die afgelope week, verlede maandag, by Akademia sowat 350 Nuwe Testamente aan die graad 8 leerlinge uitgedeel het. Wonderlike werk wat daar gedoen word ook. En dan, vriende, ook gister was dit weer Robertson Kinderhuis se bazaar. En hierdie jaar het ons sowat 60 kilogram se koekies gestuur van ons gemeente af. So baie dankie vir elkeen van julle wat gehelp het met hulle bazaar ook van gister. En dan, vriende, baie belangrik, na afloop van die erediens, die nuwe intrekkersfunksie is vanoggend in die sysaal, nê? In die sysaal vanoggend na kerk. So almal van julle, die nuwe intrekkers, julle is baie welkom om saam met ons te kom kuier vanoggend na kerk. So 'n bietjie iets ook oor ons gemeente te kan kom uitvind. Dan vriende, die funksie van Frans Kraal van die 17de Maart is uitgestel tot op 'n later datum. Ek seker daarvan julle sal later daardie datum dan kry. En dan, vriende, julle sien daar's 'n klomp funksies, die vrouekamp van die 17de, 18de en 19de Maart wat die dames na toe uitgenooi word. Julle kan vir Marina van Dijk kontak as julle daar belangstel. Dan ook Jak de Priester wat die 24ste Maart hier gaan optree, R50
lyk dit vir my, dis die oggend in die Pretoria saal, die senior burger sangfees, wat julle aan kan deelneem. Dis nou nie 'n koorgeleentheid nie, vriende. Hierdie is sommer net, as jy voel jy kon eens op 'n tyd sing en jy's lief vir sing, dit is sommer net 'n geleentheid vir almal wat lief is vir sing, om saam te sing, en dan klink dit vir my, is dit eintlik nou nogal 'n lekker geleentheid, dan iewers in die jaar is daar senior groepe van reg oor, ek weet nie of dit oor die Kaap of die land is, wat iewers by mekaar kom, en dan is dit sommer net een groot lekker massakoor en saamkuier, klink dit, daar staan die datum, die 19de September. So enige een van julle wat nou voel, julle is nou nie meer so dat julle saam met ons kerkkoor kan kom sing, maar jy's tog nog lief vir sang. Julle is baie welkom. Dan ook die bazaar, wit olifante wat nog nodig is, dit tel nou net vir goed, nie vir mense nie. En plantjies ook, enige plantjies wat as jy lief is vir steggies maak steggies vir ons en bring, dat dit ook kan verkoop word, en dan ook eerskomende Saterdag, ons het 'n besige tyd voor ons, is dit Baardskedersbos se bazaar. So almal van julle is Saterdag van 9:00 af, is julle welkom daar op Beebos. En dan, ek dink dit is die as die belangrik is, dan is ons by ons voorbiddingslysie. Ons dink vandagoggend aan Hannie Beyer van Kleinbaai, Ina Simpson van Kleinbaai, Willem Delport van De Kelders, Hannelore Roodman van De Kelders, Annetjie van Sail van Franskraal, Marie Griffiths van Franskraal, se ma, John de Villiers, en dan ook die almal wat in 'n herberg gaan see in ons siekeboeg is. Ek dink dit is wat ons vir oggend hier het. Vriende, dan wil ons hoor vir oggend enige verjaarsdae die week. Hierso is 'n paar daar so hieronder is. Baie geluk. Ons vra met die huweliksherdenkings hoeveel jare, maar ons vra nie met die verjaarsdae nie. Dis dalk risiko. Baie geluk, hierso is nog, hierso is hy. Baie geluk. As hy nog daai kant, julle skies, julle moet nog aanstuur, hier's 'n klomp verjaarsdae hier op 'n knop. Baie geluk julle. As hy. Nog enige verjaarsdae? Hier nog 'n verjaarsdag, baie geluk. Dit is lekker om dit saam met julle te kan vier. Kom ons hoor, is daar daarbo enige datums gewees? Geen verjaarsdag daarbo nie. Huweliksherdenkings? Geen huweliksherdenkings nie. Is daar so? Daar en daar, okay. Baie geluk. Hoeveel jaar is dit? 47. 47, alright. Dit is al 'n klompie jare al. Geluk dan nie. Vat sommer die ander een, dan kan dit mos maar na die tyd gaan afgee. Ja. As hy, ek hoop hier is nog huweliksherdenkings nie, want ons sjokolades is op. Is daar nog 'n huweliksherdenkings daarbo? Enige hieronder, want ek dink daar is nog sjokolades bo oor. Niks verder nie. Maar ons is dan nou, dan het ons nog nie, dankie, as dit nodig is, dankie. Doopdatums, is hier enige doopdatums? Geen doopdatums nie. Alright, dan is ons veilig. Vriende, ek gaan nie nou 'n kers opsteek nie, ek gaan bietjie later. Ons gaan vanoggend ons toetredingslied sing, lied 164 vers 1, kom ons staan en dan sing ons dit saam.
Vriende, ek wil vanoggend begin met die laaste woorde van die brief van die Romeine wat sê, aan hom wat magtig is om julle te versterk, volgens die evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig, en volgens die openbaring van die misterie wat eeue lank verswyg was, maar wat nou in opdrag van die ewige God deur die geskrifte van die profete onthul en aan alle nasies bekend gemaak is, om hulle tot geloofsgehoorsaamheid te bring. Aan hom, die enigste en alwyse God, kom toe die heerlikheid deur Jesus Christus vir ewig. Gemeente, genade en vrede vir julle, van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, wat ons vanoggend hier by mekaar roep. Amen. Ek wil hê ons moet vanoggend ook lied 595 saam sing. Lied 595, ons sing die eerste en die tweede verse en ons kan ook daarvoor kan ons staan. Vriende, vanoggend sit ons hier steeds in lydenstyd en die afgelope tyd is ons sosiale media, ons koerante is vol van verhale en berigte van 'n oorlog wat stadig maar seker groter kring en al meer affekteer. Ons voel dit aan ons lyf met die vrese van brandstofpryse en ons weet wat kort op die brandstofpryse volg is die kospryse. Ons kyk met angs kyk ons na ons beleggings. Maar soos ons hier is, vandag is daar mense wat vrees vir meer as maar net die effek, die uitkring effek wat dit hier het op ons. Ek wonder somme, wie sit vanoggend hier wat iemand het, iemand wat jy ken of dit nou vriend of familie is, wat iewers op die oomblik in die Midde-Ooste vasgekeer is. Wie is van julle? Dis 'n hele paar. Dis 'n hele paar. Ons vorige skoolhoof wat ook lidmate hier was, die Doyles, Jonathan en Melissa Doyle wat vasgekeer is in Qatar. Ons het nog lidmate wie se kinders al moes terugvlieg wat vasgekeer is.
dan kan ons nie vandag anders as om te besef, dis nie maar net die brandstofprys nie. Dis nie maar net die kosprys nie. Dis mense wat vir wie ons lief is. En daarom wil ek vanoggend spesiaal ek wil 'n kers opsteek spesiaal vir almal wat vanoggend hier is, wat iemand ken wat tans vrees. Wat daar iewers sit en elke nou en dan 'n sirene hoor en iewers in die woonstel of in die huis gaan sit en wegkruip en wag. Mense vir wie die Here lief is. Maar dan kan ons ook nie anders as om 'n kers op te steek vir die duisende en miljoene wat in die kruisvuur vasgekeer is in 'n oorlog wat nie eintlik tussen nasies is nie, maar tussen politici. Mense wat net wil veilig wees. En hier sit ons vanoggend. Wie is ons? Wie is die kerk in hierdie seer? Ek wil sommer net, terwyl julle daar sit, 'n paar oomblikke vir stil gebed gee. As jy weet van iemand, om spesiaal vir hulle vanoggend te bid. As jy nie iemand ken daar nie, hier was heelwat hande wat vanoggend opgegaan het hier. Dan bid ons vir ons lidmate, wat tans oorweldig is met vrees. Oor kinders, kleinkinders, familie, vriende. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil. Here, ons kan nie anders as om vanoggend saam met die wêreld bedroef te wees nie. Hoeveel van ons geliefdes wat vasgekeer is en onseker is, wat nie weet of hulle moet probeer planne maak om te vlug, of hulle net moet bly waar hulle is nie. Here, ons bid vir hierdie wêreld wat in oorlog en verdeeldheid gedompel is, Here, geforseer is. Ons bid, Here, vir genade. Hou elkeen vir wie ons lief is styf vas. Geef hulle die kalmte, Here, wat net U kan gee. Ons bid dit in U naam. Amen.
Kom ons sit net so vriende en dan sing ons saam lied 247 ook. Ons skriflesing vanoggend, vriende, kom uit Romeine 5 uit. Ons gaan daar die eerste 11 verse lees van Romeine 5. En voordat ons gaan saam lees, kom ons raak vir 'n oomblik weer stil. Heer, wanneer ons u woord oopslaan, en om u genade pleit. Help ons, Here, om die eie ek eenkant te skuif en werklik te luister vir u stem in 'n wêreld met soveel stemme. Amen. Romeine 5, ons lees vanaf vers 1. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan en ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking. Omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding. En volharding lei tot betroubaarheid en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie, al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. As ons toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Maar dis nie al nie. Ons vind ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Ons lees tot sover toe. Nou, daar word oor vertel dat in die jaar 1521, toe Martin Luther voor die keiser gebring is, oor die stellings wat hy maak en oor dit wat hy oor die evangelie leer, om vir hom eintlik te probeer dwing om terug, dit wat hy sê terug te trek, die stellings wat hy teenoor die kerk maak, hoe konfronterend hy eintlik teenoor die kerk is. Staan hy daar en ons vermoed is waarskynlik nie sy presiese woorde gewees nie, ons vermoed dit is bietjie later ingevoeg deur iemand, maar die realiteit is dat dit wat gesê word, hy gesê het, iets saamvat van wat jy hoor in sy eie verdediging. Want daar word vertel dat hy daar gestaan het en gesê het, hier staan ek kan nie anders nie.
terwyl hy daar staan onder die druk van die kerk en die staat. En eintlik sê hy vir hulle, wel, hier is ek. Dit wat ek sê, kan ek nie verander as dit nie vir my deur die woord oopgebreek word nie. Hierdie oomblik waar hy gaan staan, vas op 'n plek omdat hy nie anders kan nie. Maar dan gaan kyk ons na die wêreld om ons en dan sien ons hoe niks in hierdie wêreld eintlik stil staan nie. Hoe die wêreld voortdurend besig is om in 'n tyd van oorlog en in 'n tyd van selfbeskerming en eie belang voortdurend in beweging is, probeer om iets nuuts reg te kry, probeer om my belange op 'n ander manier te beskerm, voortdurend aan die beweeg met nuwe alliansies en nuwe inisiatiewe wat probeer word. Voortdurende herposisionering vir my eie veiligheid, vir my eie oorlewing. Niemand staan eintlik in hierdie wêreld lank genoeg stil om te sê, hier staan ek nie. Almal beweeg. En dan kom die vraag vanoggend vir my, na my toe om te sê, waar staan ek? En vir ons, waar staan die kerk? Is ons in hierdie wêreld van rondhardloop en rondbeweeg om belange te beskerm en om die beste vir onsself te probeer kry uit elke situasie uit? Is ons nou maar net nog 'n kamp die kerk? Nog 'n stem tussen al die stemme? Ons klink baie keer so as ons na die media gaan luister, selfs in ons eie kerkverband, dan klink ons maar net of ons maar net nog een van die stemme is. Ons probeer ook maar ons kampe posisioneer en ons probeer skuif om die beste te kry vir wat ek dink die beste gaan wees. Romeine 5 kom nie na ons toe. Paulus skryf nie vir die Romeine en sê, hoor hierso, kies jou kant en staan vas nie. Allermins. Paulus kom sê vir hulle iets radikaal anders. Hy kom eintlik in hierdie gedeelte en hy sê, jy kies nie 'n kant nie. Jy is geplaas. Jy is eintlik gestel daar. En hy wys dit, vanoggend gaan ons weer bietjie terug na die laerskool toe met al die taaltye. Paulus kom en hy gebruik in die Grieks, gebruik hy die tye in hierdie teks. Hy speel verskriklik mooi met die tye om iets te kom sê van, nie waar staan die kerk nie, waar staan kinders van die Here nie, maar waar is hulle geplaas? Hy gebruik die verlede tyd, hy gebruik die hede en hy gebruik die toekomstige tyd. Wat het gebeur? Waar staan ons nou? En wat gaan nog gebeur? Die wêreld kom vra die vraag voortdurend, waar kies jy om te staan? Is jy vir my of is jy teen my? Die evangelie vra, waar is jy geplaas? Waar het die Here jou kom neersit? En dan begin ons in die Grieks, begin ons met in die wonderlike natuurlik van Grieks, wat glad nie wonderlik is vir enige predikant wat moet gaan swat nie, want as ek reg onthou, waar is die predikante hierso? Is 16 tye, nê? Dink daar 16 verskillende tye in die Grieks, en elkeen van daai 16 kan dieselfde woord vat, dis 'n nagmerrie in 'n eksamen, want met daai 16 tye kan elke woord beteken eintlik iets anders in 'n verskillende tyd. En Paulus kom gebruik hierdie tye, hier begin hy begin met die Auristos, hy begin met die verlede tyd, hy begin daar deur te sê, maar die wonder is, hy spring nie in vers 1 in hoofstuk 5 weg met die verlede tyd nie.
Hy begin eintlik met iets van, wat doen die Here, hier van vers 1 af, maar dan vanaf vers 6, dan sê hy vir ons, waar het ons begin? Waar het ons as mens begin? Wat was ons? En hy praat van vers 6 af, toe ons nog magteloos was, toe ons goddeloos was, toe ons sondaars was, toe ons nog vyande was. Dit was in die verlede. Dis waar ons gestaan het. En dan gaan hy verder met die verlede tyd. Maar wat het God gedoen? Wat het God gedoen in die verlede tyd? Christus het gesterf. Ons is versoen. Ons is geregverdig. As jy nou hoofstuk 4 gaan kyk, ek dink is hoofstuk 4 vers 3, word daar ook die woord regverdig vertaal, en dan as jy by die 2020 vertaling in die voetnotas gaan kyk, dan sien jy dat jy dit ook daai geregverdig kan vertaal met vrygespreek. Ons is vrygespreek. En die vorm van die verlede tyd wat hier gebruik word deur Paulus, hierdie is nie om te wys, dis iets wat begin is nie, dit is iets wat afgehandel is. Hierdie is nie vir die kerke onderhandeling nie, hierdie is nie iets wat onseker is, wat gedeeltelik is nie, hierdie is afgehandel, dit het in die verlede gebeur, en daar is maar niks in hierdie lewe wat iets daaraan kan verander nie. Dit is afgehandel. En dan wat vir my so wonderlik is, hoe die Bybel dikwels goed wat ons in ons manier van dink oor die evangelie sien as opdragte en iets wat ek moet bereik, maar wat telkens nie iets is wat ek moet bereik nie, maar wat feite is. Hy gaan dan verder, hy sê nie hier, ons moet versoen kan word, ek moet 'n klomp goed kan doen om by die versoening uit te kom nie. Nee, hy sê, ons is versoen. Ons is daar geplaas. Ons is daar kom neersit deur hierdie Here wat gedoen het, wat hy gedoen het en dit afgehandel het. So waar staan ons nou? Ons staan nou hier in die hede, die perfektum, wat ons hier sien, in vers 2, deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan. Die perfektum van hierdie staan, vas staan, hierdie is baie belangrik in hierdie gedeelte. Want in hierdie gedeelte, wat dit beteken is, hierdie woord vas staan, is iets wat nie gebeur het en klaar gebeur het nie. Dit is iets wat in die verlede gebeur het, maar permanent, voortdurend is die effek daarvan relevant. So wanneer ons sê, dis eintlik 'n handeling met 'n voortgaande toestand. So waar is ons nou? Ons is nou daar waar ons in die genade kan vas staan. Wanneer die wêreld rondom ons skarrel en hardloop en beweeg om hulle self te beskerm, is die kerk daar. Ons staan vas in die genade. Ons staan in die genade. Dis eintlik 'n nuwe realiteit wat Paulus hier kom beskryf. Hierdie gegewe van in 'n wêreld van onsekerheid, in 'n wêreld van oorlog en vrees, kom Paulus en sê, herinner ons, wat het gebeur in die verlede en waar staan julle nou? So, en wat gebeur dan? Ons roem. Nie as 'n opdrag nie, maar as 'n feit. Dis 'n feit.
Die teks kom gee nie instruksies nie, dit beskryf vir ons 'n gegewe realiteit van wie ons is. Nie hier staan ek nie, maar hier is ek neergesit deur die God wat in die verlede volbring het. En waarheen is ons op pad? Dan kom hy met die futurum, die toekomstige tyd. Het gaan nie oor, dit is nie onseker nie. Dit is 'n gevolgtrekking, ons sal gered word. Paulus se redenasie is eintlik as God ons versoen het toe ons vyande was, toe ons magteloos was, toe ons sondig was, toe ons vyhandig was teenoor hom. As hy toe vir ons finaal en volkome kom red het, soveel so dat niks in hierdie lewe die laaste sê meer oor my het nie, hoeveel te meer nou dat hy reeds vir my kom vryspreek het, geregverdig maak het, hoeveel te meer sal hy nie dan nou ook vir my red nie. Die toekoms rus op die verlede, nie op my volharding nie, maar op dit wat God in die verlede gedoen het. Ons praat dikwels in die evangelie sien ons hierdie spanning tussen die alreeds en die nog nie. Ek is reeds geregverdig. Ek is reeds, Christus het reeds met my versoen. Maar ek leef nog in hierdie gebroke werklikheid. So waar staan ons vandag? Ons staan tussen kruis en heerlikheid. Maar daar's niks onseker daaraan nie. Daar's niks wat maak dat ek hoef te vrees, dat ek moet skarrel in hierdie wêreld om voortdurend maar net myself reg te posisioneer nie. Nee, ek kan maar vrede in my hart hê. Ek kan maar weet, Here, dis moeilik om in hierdie wêreld te leef. Dis moeilik om kalm te bly wanneer ek hoor wat ek hoor en sien wat ek sien en die boodskappe van vriende en familie kry wat vrees vir hulle lewe. Maar Here, dit het nie die laaste sê oor my nie. Die risiko natuurlik met tekste soos hierdie, want ons sukkel daarmee. Ons wil altyd weet nou wat moet ek nou gaan doen. En die grootste fout wat ons kan maak, en ek dink in die verlede nog altyd of telkens gemaak het, met tekste soos hierdie is, ons wil gaan uithaal, wat is die opdrag? Wat is die opdrag wat ek nou mee moet gaan leef? En ons wil dit moraliseer, maar hierdie teks het nie 'n opdrag nie. Hierdie teks het 'n eenvoudige definisie van kind van God wees. Hier staan ek. Nie omdat ek gekies het om hier te wees nie, nie omdat ek gewerk het om hier te kom nie, maar omdat my Here my hier kom sit het. En watter troos in hierdie chaotiese wêreld is dit nie? Dit is wie ons is. So selfs moeilikheid, selfs verdrukking en lyding word eintlik vir ons 'n nuwe bril opgesit om dit anders te sien, om anders te dink oor al die swaar kry en die goed wat ek in my lewe deurgaan. Ek ontken dit nie. Dis nie dat ek blind is daarvoor nie, maar ek dink nie daaroor. Vir sommige mense kom dit natuurlik makliker as vir ander. Ons almal ken, en hier sal vanoggend van julle sit, die van ons wat daai vermoë het om in moeilike tye nog steeds te kan besef, hierdie drama, hierdie krisis het nie die laaste sê oor my nie. Ek sukkel daarmee, ek is nie een van julle nie.
Maar daar's tog soveel waarheid daarin as kind van die Here om dit te kan regkry, om raak te sien wanneer ek deur trauma gaan, wanneer die wêreld in chaos gedompel is. Here, ek weet waar ek staan. Nie omdat ek dit reg gekry het nie, nie omdat ek die opdrag uitgevoer het nie, maar omdat U in die verlede opgetree het, ingetree het, op so 'n manier wat in die hede voortgaande vir my kom plaas. In die genade. En daarom weet ek ook waarheen ek op pad is. Nie hoop vir iets wat ek nie weet nie. Die Bybel praat anders van hoop as wat ons hoop. Hoeveel keer wat Paulus ook self die hoop as 'n sekerheid beskryf. Dit is eintlik 'n baie eenvoudige teks. Die verlede tyd, dit wat in die verlede gebeur het, lei tot ons huidige status, waar ons staan. Wat voortvloei in 'n versekerde toekoms. Wat beteken dat ons kan anders dink, 'n nuwe perspektief kan kry oor die swaar kry en die moeilikheid wat ons beleef. So waar staan ons? Ons staan nie op ons geloof nie. Ons staan nie op ons standpunt nie. Ons staan nie op ons moed nie. Maar ons staan geplaas in die genade. Versoen deur die bloed. Onderweg na die volkome verlossing. Ons staan nie omdat ons besluit het om te staan nie. Ons staan hier omdat ons hier kom neersit is. En daarom kan ons roem, nie in onsself nie, maar in die Here wat ons weet die finale sê het. So hier staan ek. Klink baie sterk en dit klink baie selfstandig. Maar Romeine 5 leer ons eintlik anders praat. Hier staan ek nie omdat ek gekies het nie. Maar omdat toe ek nog swak was, het Christus gesterf in die verlede. Toe ek nog 'n vyand was, is ek versoen met Christus in die verlede. En daarom staan ek nou in die genade. En daarom sal ek gered word. Mag ons leef soos mense wat geplaas is in genade, geplaas is in vrede met God, geplaas is in 'n toekoms wat reeds deur Christus se dood gewaarborg is. Want eers as ek dit begryp, kan ek werklik leef. Nie omdat ek 'n nuwe standpunt geskep het nie, maar omdat ek kan leef vanuit 'n plek van sekerheid. So hier staan ons. Nie omdat ons nie anders kan nie, maar omdat ons nie anders hoef nie. Want ek is veilig in die hande van die een wat reeds het. Here, nog voordat ons waarskynlik by ons huise gaan kom, gaan ons weer eens iets hoor op die radio of by wat iemand sê, wat al klaar weer net 'n bietjie paniek in my hart saai. Here, mag ons vandag, mag ons in hierdie lydenstyd, mag ons opnuut weer die kruis sien.
die vryspraak beleef. En die hoop vier, daarop roem. Here, dat hierdie wêreld, dat hierdie oorlog, hierdie era waar die wêreld weer opnuut mekaar wil uitmoor, mag ons veilig wees in U arms. Nie omdat dit moontlik nie daar kan wees nie, maar Here, omdat ons so maklik dit nie raak sien nie. Maak oop ons oë, Here, om te sien, U het vir ons in U genade kom plaas. Dankie daarvoor, Here. Amen. Kom ons gee vanoggend geleentheid ook vir die offergawes. Here, wanneer ons hier voor U staan, kan ons so maklik dink ons gee nie net ons dankoffers nie, maar soveel ander dinge wat ons gee sodat ons U guns kan wen. Ons het reeds dit gekry. Ons is reeds daar in U genade geplaas. Here, mag dit wat ons gee as 'n viering gegee word
van dit wat ons reeds gekry het. Mag ons met daardie oortuiging ook gaan leef. Amen. Vriende, ons gaan vanoggend afsluit met ons slotlied. Ons slotlied gaan wees lied 509. Ons sing vers 1, 2 en vers 4. Ons nuwe intrekkers, onthou, julle is almal baie welkom om saam met ons in die sysaal te kom tee drink. Ontvang die seën van die Here wat vir ons in sy genade kom plaas. Gaan leef met die wete dat ons verlede veilig is in sy oorwinning. Ons hede in sy genade staan en ons toekoms verseker is in sy verlossing. Vrede vir julle. Amen.